Ons gaan aan met ons reeks oor woorde in ons Christelike lewe. En vanaand se woord is een van die bevrydendste woorde wat jy kan gebruik en wat jy kan toepas in jou Christelike lewe. En dis die woordjie vergifnis. Efesiërs 4 vers 32 sê die volgende, hy sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Dis Paulus wat praat. En dan sê hy, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. En daar's maklike woorde wat ek en jy kan gebruik as kinders van die Here. Dankie, welkom, ek is bly vir jou. En dan's daar moeiliker woorde wat ons kan gebruik en wat ons actually moet gebruik, soos die woordjie, ek vergewe jou. Maar vergifnis is een van die moeilikste woorde en dinge wat God van my en van jou vra en verwag. Maar dit is ook een van die mees bevrydendste dinge wat ons kan doen, wat God vir my en vir jou gegee het. Jy sien, want onvergifnis hou my vas aan iets wat in die verlede gebeur het. En in die eerste plek wil ek vanaand vir jou sê, daar's al so baie oor vergifnis gepraat, en hierdie is maar net die oortjies van die seekoei. In die eerste plek, vergifnis maak nie reg teenoor dit wat met jou gebeur het nie. Dit sê nie, dit is reg wat met jou gebeur het nie. Wanneer iemand jou seer maak, kan 'n mens maklik dink, as ek hom vergewe, maak ek asof dit nooit gebeur het nie, kom hy weg daarmee, maar dit is nie Bybelse vergifnis nie. Vergifnis beteken nie dat jy sê dit is aanvaarbaar nie. Dit beteken dit was verkeerd gewees, maar ek gaan nie toelaat dat hierdie verkeerde ding wat met my gebeur het, my hart vir die res van my lewe beheer nie. Jy erken die seer, maar jy gee die reg om te vergeld aan God oor. Jy gee die wraak aan God oor. Ons het al soveel mense, en ek is seker, elkeen van ons is al teleurgestel deur mense. Het al seer gekry as gevolg van mense. En daar is soveel erge dinge wat gebeur het in ons verlede, in ons kinderlewe. Maar in die tweede plek, onvergifnis hou my en jou gevange. Dis 'n ketting wat ons vashou in die verlede. Dink aan iemand wat jou seer gemaak het. Miskien het daardie persoon lankal al aanbeweeg, weet dit dalk nie eens dat hy jou seer gemaak het nie. Miskien dink hy of sy nie eens meer aan wat gebeur het nie. Maar jy dra dit nog steeds. Jy hou dit as 'n ketting. Jy onthou die woorde, jy onthou wat gebeur het, jy herhaal die gesprek in jou kop. Elke keer wanneer jy daaraan dink, word die wond weer oopgemaak en jy word emosioneel opgewend daardeur. En dit is waarom onvergifnis so gevaarlik is. Want dit hou jou vas, jy het nie vryheid nie. Jy dink jy hou die ander persoon gevange, maar dikwels is dit jy die een wat gevange gehou word. Vergifnis sê, ek gaan nie langer toelaat dat wat jy aan my gedoen het, my beheer hoe ek vandag leef nie. Ek gaan vryheid vir myself gee, dit is vergifnis. Ek gaan dit praktiseer. Vergifnis maak dit dat ek self vryheid ontvang. In die derde plek, ons kan vergewe, omdat God ons vergewe het. En as ons na die skrif kyk van Efesiërs 4:32 sê Paulus, en hy sê nie net vergewe mekaar nie, maar hy gee ons ook 'n rede, soos God my en jou vergewe het in Christus Jesus. Ons begin dus nie by die vraag, het hierdie persoon my vergifnis verdien nie. Ons begin by, hoeveel het God my vergewe? Van dit wat ek gedoen het, nie teenoor ander mense nie, maar sonde in my lewe teenoor oor God. En die kruis herinner ons dat Jesus nie gewag het totdat ons reg was, totdat alles reg gemaak is, voordat hy ons genade bewys het nie. Die Bybel sê, terwyl ons nog sondaars was sy genade vir my en vir jou genoeg. Ons het genade ontvang voordat ons dit verdien het, en daarom moet ons en kan ons genade aan ander mense bewys. 'n Voorbeeld van Christus, stel jou voor iemand gooi 'n klip na jou toe en jy besluit om dit op te tel en saam met jou te dra. Elke dag draai jy dit, hierdie rots, dit raak swaar, en iemand vra, hoekom draai jy die klip? Hy sê, en jy antwoord, omdat iemand dit na my te gegooi het. Maar die persoon wat dit gegooi het, dra dit nie meer nie. Jy doen, jy het daai gewig, jy het dit wat jou vashou. En dit is wat soms met ons gebeur wanneer ons weier om te vergewe. Hoeveel mense het ek al mee gepraat, sê ek sal nooit in my lewe daai persoon kan vergewe nie. Ons dra jare lang die klip van bitterheid, woede en seer, en Jesus kom vandag en sê, gee dit vir my. Gee dit vir my, ek sal dit uitsorteer. Vergifnis beteken nie dat jy sê die klip was nie swaar nie.
Dit beteken jy besluit, ek gaan dit nie langer dra nie. Ek gaan dit nie langer, dat die klip van bitterheid en swaar en al die seer, gaan ek nie meer dra nie, ek gaan dit vir Jesus gee. En in die laaste plek, vergifnis bring vryheid. Vryheid vir my en vir jou. Wanneer jy vergewe, verander nie noodwendig die ander persoon nie, maar jy verander in jou eie hart. Jy gee God toestemming om jou van bitterheid te bevry. En daarom is vergifnis nie net iets wat jy vir iemand anders te doen nie, jy doen dit vir jouself. Vergifnis is ook iets wat God vir jou doen, in jou hart, in jou siel, en dit bring vrede waar daar voorheen bitterheid was, dit bring vryheid waar daar voorheen gevangenskap was, dit bring genesing waar daar voorheen seer was. En kan ek jou vanaand aanmoedig, sê vergewe, gee dit vir Christus, hy sal dit uitsorteer en hy staan met 'n uitnodiging, hy sê kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. As jy vergifnis en dit nie kan doen nie, ek gaan na Jesus toe en hy gaan jou die krag gee. Hy gaan vir jou die means gee om dit te kan doen. Hy gaan vir jou die help om dit te kan doen sodat jy vryheid kan hê, want dis hoekom hy gekom het, sodat ons vry kan wees, sodat ons lewe kan hê. Ons word so baie keer vasgehou deur hierdie deur onvergewensgesindheid dat ons nie kan lewe nie. En ek wil vanaand vir jou sê, weet jy wat? Dit gaan nie oor die ander persoon nie, dit gaan oor jou. En as jy kan vergewe, gaan jy 'n lewe van vryheid ervaar wat jy nog nooit ervaar het in jou lewe nie.